Hierdie is inderdaad goeiemôre, good morning. Former television presenter and these days radio presenter Johan Ferreira is hitting the road to ensure that young athlete Leah van der Merwe makes it to the 2026 Kusasa Games in Zimbabwe to represent South Africa. Johan joins us now live from Paarl to share the story behind the run, and Leah is also there with him. Johan, baie dankie vir jou tyd. Leah, jy ook baie welkom. Dis so goed om sulke stories te hoor, maar Leah, kom ons begin by jou. Jy gaan probeer om in Zimbabwe uit te kom en aan die hekkies te gaan deelneem. Vertel vir ons hoe jy begin hekkies hardloop. Ek het van kleins af het ek soos begin hekkies hardloop. My pa was 'n groot hekkie atleet. So ek het van kleins af net begin hekkies hardloop saam met my sissies. En toe het ek begin die inspirasie kry om net hekkies te hardloop, want dit is so lekker is vir my en ek het ook 'n talent daarvoor gekry. So ja, ek hou dit waarvan om hekkies te hardloop. En ja, en ek het ook sprints op die stadion gedoen toe ek jonger was. En Johan, hoe het jy toe nou betrokke geraak? Johan, ek moet sê nie is orals in Arnold, jy ken my mos al. So ja, ek dink vir my die groot ding is ek het 'n midlife crisis geslaan in Februarie. En toe besluit ek gaan nou nie 'n nuwe sportvoertuig koop nie, ek gaan tekkies koop. En toe vir die eerste keer in my lewe begin ek hardloop. Ek het al lank gedreig om op die pad te wees en 'n bietjie lang afstand te probeer en van die mooi land te sien waar ons bly. En so het met baie genade het ek nou begin hardloop en baie gewig verloor. En Leah se pa, sy naam is ook Johan, en ons kom albei van Newcastle af in Noord KwaZulu-Natal en het Parel toe verhuis. En toe ek bewus raak van Leah se talent en die feit dat sy gekies is vir Suid-Afrika, toe voel ek wil my hardloop gebruik om te kyk of ek kan geld insamel vir mense wat regtig sporttalent het, maar wat baie geld moet uithaal om Suid-Afrika te verteenwoordig, want die geld is nie oral beskikbaar om jong atlete spesifiek te help nie. En toe hardloop ek 30 km by die John Corasie in Kaapstad en ek besluit toe net daar, ek gaan kyk of ek kan uitreik na enige iemand op my sosiale media platforms wat wil geld skenk om dit moontlik te maak en op daai manier tussen 'n paar rand bymekaar gesit. So dit gee dit so 'n bietjie ekstra waar jy is nie net verantwoordelik vir jouself nie, maar jy's ook verantwoordelik vir iemand anders. So nou meer druk om klaar te maak as jy begin hardloop. Dis een manier om te verseker dat jy die wenpaal gaan haal, dis verseker. Leah, hoe lyk die geldinsameling op die oomblik en wat het jy nodig om in Zimbabwe uit te kom? Geef ons 'n syfer. Op die oomblik dink ek ons lyk so goed so ver, maar op die oomblik die vliegtuigkaartjies is duur, maar dis oor die algemeen. So oor die oomblik dink ek so 10 na 20,000 sal nodig wees om dat my ouers wil ook saam met my gaan om my te ondersteun, want hulle is al van kleins af saam met my deur hierdie en dit sal vir my groot voorreg wees om saam met hulle dit te kan doen. En ja, so 10 na 20,000 sal nodig wees. En Johan, waar staan julle op die oomblik? Is die ding se rug al amper gebreek? Ja, so Leah se ma Edrie het 'n Back a Buddy veldtog begin wat beskikbaar is om na te kyk. Totaal ingesamel tot dusver staan op 15,5. So hulle het so addisionele 10 na 15,000 nog nodig. Ek het nog nie genoeg in my bene aan nie om iets verder te gaan hardloop nie. Ek moet weer sê alles het ek dit self probeer aanpak, maar die lyf het maar nog 'n bietjie rus nodig. Maar ja, ek dink wat Leah ook nie sê nou nie is haar pa was 'n baie talentvolle atleet. Hy het in KwaZulu-Natal deelgeneem. So hulle is 'n atletiek familie en ek is baie trots op hulle en dit is baie lekker om nou sien hierdie kinders. Jy het saam die pa skool gegaan en die pa gesien deelneem en ewe skielik is jou kinders en sy kinders voor jou en hulle is besig om op so 'n goeie vlak te presteer. So regtig ongelooflik hoe die sirkel of hoe die wiel draai en hoe die sirkel voltooi word. Sport is net fantasties, Arnold. Dit bring jou bymekaar uit, dit verander die wêreld, dit verander dinge en jy kan deur die krag van die medium kan jy soveel bereik en soveel doen, maar jy kort natuurlik ook ondersteuning en mense wat in jou glo en saam met jou wil hande vat om iemand anders se drome waarheid te maak. Ek was lanklaas in die prinsipaal se kantoor, maar julle sit daar in die prinsipaal se kantoor by die laerskool Parel Gimnasium. Leah, as ek nou so vir Johan hoor praat en hy kom ook al 'n lang pad saam wat supersport daaraan betref en dis toe voordat die dooie seun nog siek was, is 'n baie lang tyd terug. Maar wat leer jy uit jou atletiek en wat dink jy gaan dit jou help vorentoe in jou lewe?
Ek dink ek leer baie daaruit, veral ek soos uithou vermoë is my groot ding. En ek dink dat dit is een van die grootste dinge wat ek daar geleer het, is om uithou vermoë te wys deur as jy dalk verloor, net op te staan en weer aan te hou, want jy gaan partykeer verloor in die lewe en jy gaan dalk nie reg kry wat jy wou nie, net om aan te hou en aanhou te probeer, al is dit dalk moeilik of al is die pad dalk 'n bietjie wobbly en jy kan dalk nie reg kry wat jy wou nie. Johan, ek wil graag by jou ook hoor, jy het toe nou uiteindelik, jy was skeieregter, jy het baie sporte gespeel in jou tyd, rugby skeieregter, maar hardloop is 'n ander tipe van ding. Hoe kry jy jou kop om die afstande wat jy nou moet hardloop? Want net 'n paar weke terug het jy jou eerste halfmarathon gehardloop en toe nou so 'n naweek en 'n half terug toe hardloop jy 30. Hoe hanteer jy daai in jou kop? Ja, Arnold, ek dink ek's 'n bietjie mal. Ek dink as 'n mens is wie ons is, en jy sit voor 'n kamera en jy doen regsteekse TV, daar moet iets 'n bietjie fout wees met jou, want jy luister na soveel stemme in jou kop, en nou as jy alleen hardloop, moet jy die stem wees in jou eie ore. Maar om jou te antwoord, ek is net baie dankbaar vir die Hemelse Vader wat vir my soveel gegee het in sport. Sport was nog altyd deel van my lewe en ek was bevoorreg genoeg om vir 10 jaar te kon uitsaai. En nou het ek 'n ander droom. Ek weet nie, die feit dat ek 30 gedoen het, ek sou nooit, as jy vir my 5 maande gelede gesê het, Johan, jy gaan 30 km hardloop, het ek vir jou gelag en vir jou gesê, is nie 'n manier nie. My groot ambisie, Annie, is Comrades. Ek gaan nou nog nie sê volgende jaar nie, want ek dink is dalk bietjie vinnig, maar voordat ek jonk was, het ek die droom gehad binne hardloop om te sê, eendag is die dag dat ek gaan aanmeld om die Comrades te hardloop. Jy ken die Comrades, jy was al baie daar gewees, maar dis ultimately nou wat ek voor werk. Ek het kering gekry vir die Kaapstad Marathon, wat nou een van die prestige marathonne is in die wêreld, so dis volgende jaar Mei. So vir nou werk ek om die Kaapstad Marathon te kan afhandel in onder 5 ure, sodat ek 'n kwalifiseringstyd het vir Comrades. En dan, ek weet die 100ste Comrades sal fantasties wees, maar as dit nou nie vir my beskore is nie, het ek nog 'n paar jaar om te werk na iets groter as dit. En ek kan net myself sien inkom en klaar maak met die Comrades. 11 ure, 59 minute en 59 sekondes is genoeg. Ek wil dit net ervaar. So, ja, dit is die dissipline wat Lia van praat, dink ek is pertinent tot enige sport wat jy doen. So vir my om op te staan in die oggend en 'n ander taak aan te pak en die medium te gebruik vir die beterskap van jong mense en ander, ek dink almal het 'n purpose, jou why. Die koöperatiewe wêreld sê altyd, wat is jou why? So dit is my why, is om hardloop te gebruik om in ons gemeenskap dalk 'n verskil te maak. En ja, ek is nog in radio betrokke, maar ek kan synig wees en die mikrofoon vir myself hou, of ek kan die platform gebruik tot die beter van ander, en ek kies opsie 2. Ek hoor jou. Lia, laastens, ons hoor nou Johan se doele. Wat is jou doel in Zimbabwe? Ek wil graag eerste kom en net daai blootstelling gebruik om dalk as ek eendag soos groter is, dalk Olimpiese spele te wil gaan. Dis een van my groot doele in die lewe en net om atletiek vir hierdie deel te geniet, want ek het nog nooit hierdie item gehardloop nie. So ek wil net presies my limits toets en kyk of ek dit dalk in 'n vinnige tyd kan doen en dalk die eerste plek kan kry. Ek is vol vertroue dat jy die knoops daar sal deurraak, Johan. Baie dankie dat jy so groothartig is. Lia, sterkte vir jou en ons hou vir julle duim vas. Kom asseblief terug en kom praat met ons as jy daar was, want dit gebeur aan die einde van die maand, hier aan die einde van Augustus. So albei van julle, welgedaan, sterkte. Johan, gaan oefen. Nou ja, van goeiemôre, good morning af sê ons bly ingeskakel, want net hierna is daar Kuns vir die Siel en daarna het Lisa 'n draai gemaak by Bossa Castle Walk en jy weet wat hulle sê, 'n koningin het 'n kasteel nodig. Dis 10 teen en hoekom sy so toe is, dis net hierna.